Hallo en welkom terug by ons week van Pinkster in jou huis. Ek vertrou dat hierdie week jou toegerus het en dat jy nie net saam met ons hierdie week van Pinkster uitstorting gevier het nie, maar dat jy opgelyn is en belyn is om 'n lewe van geesvervulling uit te leef en dat hierdie 7 boodskappe die afgelope paar aande jou toegerus het om die geeslewe te bewandel. Ons tema vanaand is die trooster of die raadgewer, the counselor. So ek gaan vanaand met jou gesels oor die een wat die trooster genoem word in Afrikaans of die raadgewer in sekere vertalings, maar miskien lui die counselor gedagte meer klokkies by jou in terme van skrifverwysings. Jesus sê in Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En dan is daar 'n dubbelpunt in die Afrikaanse vertaling, wat beteken hier kom 'n verduideliking van wat hy vir ons wil gee, as hy sê 'n trooster of 'n raadgewer, die gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die trooster of die sogenaamde counselor is die gees van waarheid, en dit beteken dat sy doel en sy funksie en sy motief is om ons in waarheid te lei. Die troosgedagte kom daarby in dat ons dalk omdat Jesus die weg, die waarheid en die lewe, dat ons dalk die waarheid sou verloor het, omdat Jesus na sy Vader toe gaan. Maar hy sê 'n ander trooster. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Dis waar die term trooster vandaan kom. Dis nie, gaan nie oor trane nie. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Julle sal altyd in die waarheid kan wandel. Die waarheid sal julle nooit verlaat nie. Julle sal in die waarheid kan wandel, want ek stuur vir julle 'n raadgewer. 'n Raadgewer se prioriteit is die waarheid, is om in die konteks van ons omstandighede waarheid te openbaar. Nou ons weet in sekere omstandighede is waarheid relatief. Die waarheid lyk nie altyd dieselfde van al die hoeke af nie, en dit is deel van die waarheid verstaan, dis wysheid wat ons nodig het. Maar ons het 'n trooster of 'n raadgewer eerder nodig om daardie onderskeid vir ons te kan help tref, om die konteks reg te verstaan en onsself nie onregverdiglik met 'n verkeerde waarheid of 'n waarheid wat nie nou geld nie, toe te rus en onsself daar te gaan posisioneer en in onwysheid op te tree nie. Ek dink aan iets soos regte. Ons regte, om my regte te gebruik in alle omstandighede is om in onwysheid te wandel. Maar om op my regte te staan vir die regte redes en die regte omstandighede is om konteks te verstaan en deur wysheid daar die waarheid te openbaar en die waarheid te verstaan. Jy verstaan wat ek sê as ek sê waarheid kan relatief wees in omstandighede. Die trooster of die raadgewer het insig in daardie waarheid en omstandighede en verstaan die konteks van my lewe. Hy ken ook God se wil vir my lewe. En daarom het ek en jy nodig, baie nodig, om hierdie raadgewer in ons lewens te kan verwelkom. Dis die raadgewer wat ons bring by hierdie waarheid wat verkondig word in Paulus in Romeine 11. En hy roep uit in sy lewe, hy roep hierdie waarheid uit. Hy sê, oh, the depth and the riches and the wisdom and the knowledge of God, how unfathomable, unscrutable, unsearchable are his judgments and his decisions, and how untraceable and mysterious, undiscoverable are his ways and his methods and his paths. Wat Paulus vir ons hier skryf in Romeine is, dat wanneer die trooster gekom het, wanneer die raadgewer gekom het, dan slaan ons hande saam om God se wysheid en God se insig te sien wat hy met ons deel, en ek en jy kan iets daarvan beleef in ons eie lewens en in die toepassing van ons eie lewens. Kom ons bid dat die raadgewer ons vriend word en by ons kom woon en dat ons hom sal ken, omdat hy ons nooit alleen los nie en die waarheid aan ons openbaar in elke omstandigheid. Hierdie is 'n kragtige beginsel om te bid vir jou kinders en vir jou huwelik en jou gesin, vir jou as besigheidsman, as sakevrou, as 'n persoon wat finansiële belange het en eiendomsbelange het en jouself moet posisioneer in hierdie wêreld om sterker te word en suksesvol te wees. Moenie hierdie pad aanpak sonder die raadgewer nie. Die raadgewer sal jou hande laat saamslaan oor sy insig en sy kennis in omstandighede en konteks. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons u gees kan ontvang wat die raadgewer genoem word. Here Jesus, dankie dat u die trooster stuur, wat ons nooit alleen los nie, maar ons lei in alle waarheid. Ons eer u vir die ondersteuning en die sekuriteit wat die raadgewer in ons lewens bring, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vra dat jy saam met jou gesin sal bid, of vir jouself sal bid ook, en vir mekaar hande sal oplê, en mekaar sal seën met die inwoning en die uitstorting van die raadgewer, die Heilige Gees. Die Here seën jou. Goed gaan.